I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Goeiedag, welkom weer eens. Monique en ek het vir 2 weke of wat ander horisonne gaan verken en ons is nou terug. Dit was goed, maar is goed om terug te wees. Wanneer mens vir 'n ruk lank blootgestel word aan ander leefwyses, gebruike, gewoontes, horisonne, dan kan jy nie anders as om te herbesin oor jou eie leefwyse en jou eie waardes, jou eie horison nie. Om in vreemde strate te loop en ander mense se kos te eet, hulle musiek te luister, na hulle vreemde tongval te luister waarvan jy niks verstaan nie, hulle gewoontes, hulle mannerismes dop te hou, laat 'n mens tog 'n bietjie bestek opneem oor waar jy vandaan kom, waar jy geanker en getoe is. En soos wat 'n mens reis, is daar die heeltyd iemand wat jou iets wil wys. Good morning, sir. Good morning, madam. Come in. Can I show you something? Can I take you on a cruise or a trip? Can I give you a massage? Or would you like to taste my fruit or my drinks, ensovoorts, ensovoorts. En so gaan daar ook eintlik vir 'n mens wêrelde oop. Soms is 'n mens aangenaam verras en partykeer wel teleurgesteld. Maar die meeste van die tyd is dit daarom 'n goeie ervaring. 'n Paar dinge val 'n mens dadelik op. En ek verwys nou spesifiek na Suidoos-Asië, wat tot onlangs toe nog maar 'n derde wêreld was. Is jy hoef nie die heeltyd oor jou skouer te kyk nie. Daar's definitief ontwikkeling, groei, ekonomiese groei. Daar's geen kragonderbrekings nie. Infrastrukture word goed onderhou. Mense is vriendelik, hardwerkend, bedagsaam, gaan uit hulle pad om jou tuis te laat voel. En hulle is ook kreatief, plannemakers. En dis wanneer 'n mens so half jaloers raak. Wanneer jy toelaat dat 'n vreemdeling vir jou die sluier lig op sy storie, op sy wêreld, en jy daaraan dink dat waar jy vandaan kom, jy eintlik uit 'n siek samelewing kom, met geweldige ontwrigting. En laat ons dit nou maar erken, ons is eintlik heeltemal magteloos en uitgemarginaliseer. Ons kan nie veel daaraan doen nie. Maar hoe langer 'n mens blootgestel word aan hierdie ander suksesstories, hoe meer besef jy dat daar ook maar uitdagings en probleme is. In die finale instansie gaan dit oor die oë waarmee jy na dinge kyk. En dit bring my by die boodskap vir Sondag, eerskomende Sondag. En ek noem dit 2 pasiënte in die hospitaal. Vreemde tema, maar dis ons tema. En die teksgedeeltes wat ons hierby aanhaak, kom uit Matteus 13. En dit gaan oor Jesus se blik op die koninkryk van God. Met ander woorde, Jesus se stories, sy gelykenis, waar hy die sluier lig op die koninkryk van God, en belangrik, hoe mense dit verstaan, hoe mense dit interpreteer. Die oë waarmee hulle kyk en waarna hulle na hom luister. Wat hulle daarvan dink. Want in 'n sekere sin is Jesus ook 'n toergids, wat 'n mens na nuwe horisonne lei. Nuwe perspektiewe wil oopmaak. In Jesus se geval is dit nie soseer 'n reis van punt A na punt B nie, maar is 'n innerlike reis van selfontdekking met die klem op transformasie. Jesus poog om met sy stories, sy gelykenisse
vir ons te sê, kyk hoe lyk my wêreld. Kom reis saam met my deur die koninkryk van God. Om Sondag se boodskap dan in te lei, vertel ek 'n verhaal van 2 pasiënte in die hospitaal. Dis eintlik 'n storieetjie wat ek gaan haal het by Robin Sharma, en dit uit sy boek uit Who Will Cry When You Die. Hy is ook die skrywer, die van julle wat nie weet nie, van 'n topverkoper met die titel The Monk Who Sold His Ferrari. Ja, so ek sien uit om jou Sondag by die kerk te sien. En o ja, ek is regtig nogal verras en beïndruk om te sien dat ons erediensbywoning die afgelope tyd regtig verbeter het. Hou so aan. Dit was ook goed om van julle weer na 'n baie lang ruk te sien, en ek hoop en vertrou dat ons nou oor hierdie babbelas van COVID is. Onthou asseblief dat ons weeklikse erediensblad ook op jou selfoon beskikbaar is. So gaan loer daarin en kyk waarmee ons besig is en wat ons doen. Maak ook 'n draai op ons Facebook, en as jy nog nie jou kinders ingeskryf het by die kategese klasse nie, kan jy dit hierdie Sondag nog doen. En o ja, onthou ook van ons gelukstrekking. Daar is goeie pryse te wen. Gaan kyk asseblief daar na die applikasie, en asseblief koop tog maar 'n ou pakkietjie of ondersteun ons aanlyn. Ons gemeente het dit regtig nodig. So, jy is uitgenooi. Eerskomende Sondag met die tema 2 pasiënte in die hospitaal. Groete. Sien jou Sondag. Dankie Marcus.